Ons is vanoggend, gaan ons lees van die tweede ek is stelling van Jesus. Die eerste een was ek is die brood van die lewe, vanoggend sin is ek is die lig van die wêreld. En om die diepte van hierdie ek is stelling te verstaan, is dit ongelooflik belangrik dat ons die konteks verstaan. Want as ons nie die konteks verstaan nie, gaan ons nie die diepte van Jesus se woorde vanoggend verstaan nie. So in die breër konteks van die hele skrif, sien ons in die Ou Testament, dat lig simbolies was vir redding en verlossing. Dit was ook simbolies vir God se woord, simbolies vir sy teenwoordigheid en sy leiding. Heel in die begin sien ons dat God lig geskep het en gesê dit was goed toe hy dit geskei het van die duisternis af. En ons sien ook dat Israel geroep was om 'n lig vir die nasies te wees. So net so 'n bietjie in die Ou Testament, ons sien al hierdie hele beeld van lig, ons sien dit, so dis baie belangrik. En dan die onmiddellike konteks, dis die breër konteks, die onmiddellike konteks van Jesus se woorde vanoggend, is by die Hittefees. Nou, ons het 2 weke terug, het Fred gepreek in Johannes 7, en die ligging daar was op die laaste dag van die Hittefees, en dit is presies waar ons vanoggend ook is. Ons is op die laaste dag van die Hittefees, en Fred het verduidelik dat die Jode by die Hittefees 'n paar goed gedoen het. Een van die dinge wat hulle gedoen het, is hulle het tente opgeslaan buite die kampterrein, buite die tempelarea, het hulle tente opgeslaan, en hulle het dit gedoen om hulle self te herinner wat God vir hulle gedoen het, dat God hulle verlos het van Egipte, en dat hulle gebly het in die woestyn vir 40 jaar, totdat God hulle gelei het na die beloofde land toe. So dit was 'n herinnering daaraan. Hulle het ook water uitgegiet in die tempel, en dit was 'n herinnering dat God vir hulle voorsien het in die woestyn. En dit was ook 'n vooruitsig en 'n opgewondenheid dat God sy gees aan hulle sou uitstort. En dis die hele preek wat Fred in Johannes 7 gehad het oor waar Jesus gesê het, as julle dors is, kom na my toe, en ek gaan vir julle water gee, dat julle gaan wees soos mense waar lewende water deur julle stort en vloei. En dis hierdie konteks wat Jesus ook vandag sy woorde sê. Maar wat belangrik is vir vanoggend, is deel van die Hittefees het hulle ook 4 goue groot lampe in die tempelarea aangesteek. So tydens die week het die lampe geskyn, en in die aande, julle sal sien hierdie beeld, in die aande het die lig so helder geskyn, dat dit die hele Jerusalem verlig het. Dis hoe duidelik die ligte was. Okay, en die rede hoekom hulle die ligte aangesteek het, is om hulle self te herinner, dat God hulle gelei het, en teenwoordig was by hulle, weer eens in die woestyn. Dat God hulle verlos het uit Egipte, en gelei het na die beloofde land toe, en hoe het hy dit gedoen? Deur die vuurkolom en die wolkkolom. En so spesifiek, hulle herinner hulle self hier aan die vuurkolom, wat God vir hulle in die aand lig verskaf het, om hulle te lei, en ook te wys, dis sy teenwoordigheid met hulle. Dit is interessant, dis 'n ongelooflike mooi beeld daai, van die lig, maar hulle sou in die aande, sou die Jode gesing en gedans het, en die Here geëer het vir sy getrouheid in die verlede. So hulle het hom geloof en prys, terwyl die lig geskyn het, en dit was 'n groot fees, om eer te gee aan die Here. Maar hulle het nie net teruggekyk nie, hulle het ook vorentoe gekyk. Na die dag waar die Messias sou kom, die een wat 'n lig sou wees vir die nasies. So terwyl hulle daar die Here loof en prys vir wat hy gedoen het in die verlede, is hulle besig om te verwag en opgewondenheid te hê terwyl hulle loof, terwyl hulle sing en dans, want hulle sien uit vir die dag waar die Messias sou kom, waar die een sou wees wat 'n lig sou wees vir die nasies. Dis baie belangrik, want dis in hierdie konteks, op die laaste dag van die Hittefees, die 7de dag, die laaste dag wat die lig sou gedim word tot en met die volgende jaar, en die einde van die Hittefees, op die hoogtepunt van dit, kom Jesus, en hy sê, ek is die lig van die wêreld. Dis 'n ongelooflike belangrike konteks. In dit sê hy, ek is die lig van die wêreld.
En ons hoef nie verbaas te wees of ons moet eintlik nie verras wees dat Jesus hierdie woorde sê nie, want Johannes het al in die begin van sy evangelie ons voorberei vir hierdie oomblik. Hy het ons al heel in die begin voorberei vir hierdie oomblik. Hy skryf in Johannes 1 vers 4 tot 5: In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En in vers 9, die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. So wat Johannes aangekondig het in hoofstuk 1, verklaar Jesus nou hier in hoofstuk 8. En kom ons kyk wat Jesus verklaar. Vers 12. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. So ons sien 'n verklaring, ek is die lig van die wêreld, en ons sien 'n belofte. As jy vir Jesus volg, sal jy nooit weer in die duisternis lewe nie, maar jy sal die lig van die lewe hê. 'n Verklaring en 'n belofte. Maar hierdie verklaring en die belofte impliseer dus dat die wêreld in duisternis lewe. En dat mense wat nie vir Jesus volg nie, in geestelike duisternis is. Dis wat die implikasie is van Jesus se stelling. Dit maak nie sin, dit sou nie sin maak vir Jesus om te kom in hierdie konteks en te sê ek is die lig van die wêreld. Wie ook al na my toe kom sal nie in die duisternis lewe nie, as die wêreld nie in duisternis was nie. Dis soos iemand wat nou hier opstaan en sê ek het 'n flitslig, ek kan dit op Christian skyn, ek kan julle my sien. Dit maak nie sin nie, want julle kan my sien, ons het die lig. Maar as dit donker was en iemand skyn 'n flitslig op my, dan sou dit sin gemaak het dat iemand dit gesê het of aangebied het. Okay, so sy stelling impliseer dat die wêreld en mense in die duisternis is. En ons hoef nie baie lank die nuus te kyk nie, of selfs te veel geskiedenisboeke te lees om te sien dat die wêreld donker is nie. Ons sien dit in ons eie land, die wêreld is in duisternis, en die Bybel probeer nie dit wegsteek nie. Die Bybel is ongelooflik eerlik oor die realiteit van die gebroke wêreld wat ons in lewe. Nadat Adam en Eva ongehoorsaam was aan God, na die sondeval, is die wêreld nou in geestelike duisternis, gebrokenheid. En so as ons die nuus lees, of die geskiedenis, kyk na die geskiedenis, of net in ons eie lewens, jy hoef nie baie lank te lewe, om te weet hierdie wêreld is vol teleurstellings, siekte, swaar kry, en gebrokenis nie. So die wêreld is in duisternis en die Bybel, God is te lief vir ons om nie eerlik te wees daar ook nie. Hy maak dit baie duidelik in die woord dat ons in 'n gebroke wêreld lewe. En dan wat waar is vir die wêreld en vir ons land, is ook waar vir elke mens. Ons grootste probleem is nie dat die wêreld in duisternis is nie, ons grootste probleem is dat ons in geestelike duisternis is, dat ons harte van God geskei is, ons rebelleer teen God, dis ons probleem. En ons is baie keer so gefokus op die duisternis van die wêreld, en ons kla en skree teen die duisternis van die wêreld, maar ons maak nie erns met die duisternis in ons eie harte nie. Want dis ons grootste probleem. 'n Natuurlike ramp of wat ook al aangaan daar buite wat reël is, het geen uitwerking op die feit dat ek geskei is van God nie. So ons sien in Jesus se woorde die realiteit van die duisternis van die wêreld en ons eie harte. En daarom sal mens nou dink, as Jesus kom in hierdie konteks, en hy kom en hy sê, ek is die lig van die wêreld, dan sal jy dink, mense sal sê, ek wil jou volg. Want ek is in donkerte, ek wil jy volg, hy is die lig, ek wil hom volg. Dis die beste nuus ooit. Ek is party aande hier binne, na Café Berea, dan is ek alleen soms, en dan is dit pikdonker hier binne, en ek moet goed hier agter gaan bære. En as ek nie my foon by my het nie, dan moet ek die hele tyd so loop en ek kan nie sien nie. En as iemand dan vir my sê, hulle het 'n lig, dan sal dit ongelooflike goeie nuus wees. Ook vir die feit dat
Dis nie dat ek nie die Here vertrou nie, maar 'n skoolsaal in die aand is nogal scary. En baie keer dan sal ek hier loop en ek sal 'n paar weird geluide maak dat die persoon wat my wil vang net half banger is vir my as wat ek vir hom is. Maar so in daai oomblik, dit het net al een keer gebeur. Maar in daai oomblik, as iemand vir my sê dat dit flits, sal dit baie goeie nuus wees. En so, dis ongelooflike goeie nuus wat Jesus bring. Maar nie almal volg hom nie. Ons sien die Fariseërs, die eerste ding wat hulle doen nadat Jesus vir hulle sê, ek is die lig van die wêreld. Die eerste ding wat hulle doen is hulle probeer sy getuienis as ongeldig verklaar. Nee man, ons hoef nie na hom te luister nie, sy getuienis is nie geldig nie. So jy wil dadelik 'n rede kry om Jesus se woorde nie geldig te maak nie, want hulle hou nie daarvan om te hoor dat hulle in die duisternis is nie. Hulle wil dit nie hoor nie. So hoekom reageer die Fariseërs so? Hoekom is almal nie opgewonde dat Jesus nou net gesê het, hy is die lig van die wêreld nie? Johannes 3 vers 19 tot 21 gee vir ons die antwoord. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. So hoekom is mense nie opgewonde dat Jesus dit net gesê het nie? Want die mens in sy natuurlike vlees kies sonde bo Jesus. Ons kies ons eie pad om onsself te vertrou, eerder as om te vertrou dat God se pad die beste is. Dis die fondasie van sonde. Enige sonde wat jy aan ooit kan dink, is die hoogmoed en die selfsugtigheid dat jy dink dat jou pad beter is as Jesus se pad. Maar Jesus sê, as jy my volg, gaan jy nie meer in die duisternis lewe nie. Jy gaan nie meer in jou sonde lewe nie. Jy gaan nie meer jou eie pad volg nie. Jy gaan my volg. Jy gaan in die lig lewe. Dis die belofte wat Jesus maak as jy hom volg. Daar's net 2 tipe mense in hierdie wêreld. En net 2 tipe mense hier vanoggend. En net 2 tipe mense wie Jesus hiermee gepraat het. Of jy het oorgegee aan Jesus se heerskappy en jy volg sy pad, of jy volg nog jou eie pad en jy lewe vir jouself. Dis die enigste 2 mense wat daar is in die wêreld. En die een pad lei na lig en die ander pad is duisternis. En Jesus wil nie hê ons moet in die duisternis bly nie. Jesus wil hê ons moet in die lig lewe. Jesus wil hê ons moet hom vertrou dat sy pad die beste is. Johannes 12 vers 46. Jesus sê, ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Ons moet die radikale verskil sien van 'n Christen. 'n Christen is iemand wat na die lig toe gekom het. Jesus het sy lig op ons geskyn, dat ons van die duisternis na die lig toe gekom het. Dis 'n radikale verskil. Dis soos die man wat blind gebore is in Johannes 9. Wat blind was in Johannes 9. Toe sy oë oopgemaak is deur Jesus, toe sê ek weet nie, die Fariseërs het vir hom gesê, is hy nie 'n sondaar nie, is hy nie dit nie. Toe sê ek weet nie of hy 'n sondaar was nie. Al wat ek weet is, ek was blind en nou sien ek. Dis 'n radikale verskil as mens die lig van Jesus het. Dis soos Paulus. Op pad na Damaskus toe, het die lig van Jesus op Paulus geskyn. En voordat die lig van Jesus op hom geskyn het, het hy sy eie pad gevolg en hy het vir Jesus vervolg. Maar nadat Jesus se lig op hom geskyn het sy lewe totaal en al verander en hy het amper die hele Nuwe Testament geskryf. Hy het nie die hele Nuwe Testament geskryf nie, maar meeste van hom. Iemand wat Christene vervolg het, na iemand wat die volgende verse in die Nuwe Testament vir ons geskryf het. 2 Korintiërs 4 vers 6. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.
En in Kolossense 1 vers 13 skryf hy aan die mense in die gemeente in Kolosse, en hy verduidelik vir hulle wat met hulle gebeur het, toe hulle vir Jesus begin volg het. Hy skryf, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk, en ons onder die heerskappy gestel van sy seun, wat hy lief het. So Jesus moet ons verlig. Ons het geen hoop om uit die duisternis na die lig toe te kom as Jesus ons nie verlig nie. Dis soos 'n fonkelstokkie, 'n fonkelsterretjie. Dis 'n sparkler in Engels. Ek het 'n beeld dat julle daarom weet waarvan ek praat. Die fonkelstokkie kan nie op sy eie daai geluid, dis is nie hoe hy maak nie, maar hy kan nie op sy eie begin brand nie. As die bron van lig van buite af nie die fonkelstokkie aan die brand steek nie, kan die fonkelstokkie nie brand nie. So Jesus moet ons verlig, Jesus moet ons aan die brand steek. En ons kan probeer skyn, ons kan klasse vat om te skyn, Bybelstudies, kerk toe kom, uiterlik probeer skyn, maar ons gaan nie skyn, totdat Jesus se lig in ons harte begin skyn nie. Dalk sien jy ander mense skyn, werklik skyn, want as jy uiterlik net probeer skyn en jy vat klas om te skyn, dan gaan dit altyd net fake wees. Dit gaan skynheilig wees. Maar jy het al ander mense dalk sien skyn. Maar die vraag is jy al verlig? Het jy al na Jesus toe gekom en gevra, Here Jesus, verlig my hart, verlig my gedagtes, verlig my lewe. My gedagtes en hart is donker sonder U, verlig my, maak my nuut. So Jesus sê, daar's 'n radikale verskil. As jy hom volg, as jy my volg, gaan jy nie in die duisternis bly nie. Dis die eerste deel van die belofte. Maar die tweede deel van die belofte is ook belangrik. Tweede deel van vers 12, maar ons lees weer die hele vers. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. So Jesus beloof nie net verlossing vanuit die duisternis nie. Hy beloof ook 'n nuwe lewe in sy lig. En dis waar ons nou kom by die roeping vir God se kinders. God se roeping vir ons. Wat beteken dit om mense te wees wat die lig van die lewe ontvang het? Paulus skryf in Efesiërs vers 5, Efesiërs 5 vers 8. Vroeër was julle die ene in duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Filippense 2 vers 15 tot 16. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, sterre in die hemel is 'n ander vertaling. Tree onder hulle op as sterre in die hemel, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie, en nie verniet gesoeg het nie. So Paulus sê, skyn so sterre in die hemel. Alistair Begg het eendag gesê, mense moet na jou toe kom en vir jou vra, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Mense moet na ons lewe kyk, en soos wat hulle na ons lewe kyk, vra, wat is anders met ons? Hoekom het ons sulke joy? Geen nie om hoe dit met ons gaan in terme van ons omstandighede nie. Hoekom het ons 'n vreugde? Hoekom is daar 'n diensbaarheid? Nou, dis nie 'n perfekte lewe nie, maar dis 'n radikale ander lewe, wat nie meer vir onsself lewe nie, maar wat gaan oor Jesus en mense. So ons moet skyn so sterre in die hemel. Jesus sê in Matteus 5 vers 14 tot 16, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander. En dit gee lig vir almal in die huis.
Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. So Jesus sê elke area van jou lewe, a way of life, skyn. En moenie wegkruip nie. Ons moet ophou skaam wees oor Jesus. Jesus wil hê ons moet bold wees vir hom. In die werksplek, as onderwyser, by retreat, waar ook al die Here jou geplaas het, wil hy hê jy moet vir hom, jy moet sy liefde wys en ook praat oor hom. Dit is sy roeping vir ons elkeen. Ons almal ken mense wat net 'n absolute lig is vir Jesus en glad nie bang is om vir hom te lewe nie. En daai roeping is vir ons elkeen. Nie net vir een of twee van die liggaam van Christus nie. Dis vir ons elkeen. En weer eens, dis nie 'n perfekte lewe nie, maar dis 'n radikale ander lewe. Wat skyn in 'n donker wêreld. En ons kan dit nie op ons eie doen nie, ons nodig die Heilige Gees. Wat baie keer ons keer om te skyn, is die feit dat ek so selfsugtig is. En die lewe gaan oor my gemaak en my glorie en alles wat ek graag wil hê. En die radikale lewe van mense wat die lig van die lewe ontvang het, is mense wat bevry word van hulle self en besef dat ek die wêreld nie om my draai nie, maar om Jesus. Maar ons is so bang wat ander mense van ons dink. Ons is so gefokus op ons eie gemak, dat ons glad nie meer ingestel is op dit waarvoor ons gemaak is nie, en dit is om vir Jesus eer te bring. In steede van dat elke besluit wat ek maak, elke liewe besluit wat ek maak, gaan oor om vir Jesus eer te bring, is meeste van my besluite gebaseer op wat ek graag wil hê. So dis ons selfsugtigheid wat ons baie keer om te skyn. En totdat ons soos Johannes kan sê, ek moet minder word en hy moet meer word nie, gaan ons nooit skyn nie. En ek wil dit net weer vanoggend sê, as jy uitgaan en jy gaan 'n klas probeer vat op skyn, gaan jy nooit skyn nie. Die Heilige Gees moet 'n wonderwerk in jou hart doen, soos wat jy op jou knie gaan en vir hom vra, dat hy jou hart verander. Dat jou ingesteldheid so kan wees, dat jy jou meeste geluk en lewe en joy kan vind, dat Jesus alles is. Want jou vlees wil jouself alles maak. En totdat die wonderwerk van die Here in jou hart nie gebeur het nie, die Heilige Gees wat jou hart verander, gaan jy nooit jou lewe wil baseer op Jesus nie. Jy gaan dit altyd op jouself wil hou, jy gaan altyd jou eie pad wil aanhou volg. En selfs na jou bekering, elke dag is dit, Here, deur die Gees, help my om verlos te wees van myself, hou my oë van myself af. So Jesus roep ons om te skyn, en as dit die fokus van ons lewe is, as dit jou fokus van jou lewe is as jy opstaan in die oggende, dan gaan jy joy ervaar. Ek het dit al voorheen genoem, joy staan vir nie regtig nie, maar dis 'n goeie, dit kan maar. Dit staan vir Jesus, others, yourself. As die fokus van jou lewe is Jesus, others, yourself, sal jy joy hê, geen nie om wat die wêreld jou mee gooi nie. En die rede daarvoor is, omdat ons is gemaak om Jesus te ken en hom bekend te maak. En slegs wanneer ons in daai skepping leef, wat hy ons vir geskep het, gaan ons die lewe in oorvloed ervaar. En weer eens, dis die lewe van mense wat die lig van die lewe ontvang het. En hierdie is ook nie wat ons moet mis nie. Mense het die lig van Jesus nodig. Mense het nodig om te sien hoe Jesus se liefde lyk in sy liggaam. Ons wat verlig is, het die verantwoordelikheid om sy liefde te wys in die area waar hy ons geplaas het. So hulle moet sy liefde sien, maar ook hulle moet hoor
van Jesus. Die wêreld moet hoor dat Jesus die dood oorwin het, dat Jesus die duisternis oorwin het. Jesus het alles gedoen wat nodig was vir ons om weer in 'n verhouding met God te wees. Hy het die wraak van God op homself geneem. Ons sonde wat ons geskei het van God, het hy oorwin deur geskei te wees van God vir ons, deur op die kruis te bloei en te sterf vir ons sondes. Die wêreld het nodig om dit te hoor. Daar's geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. Daar's lewe in oorvloed vir die wat vir Jesus volg. Mense het vir Jesus nodig. Dis ironies, in vers 22 het die fariseërs weer eens vir Jesus misverstaan, vir die hoeveelste keer in Johannes, en hulle vra vir mekaar, gaan hy selfmoord pleeg? Dis amper wat hulle gedink het toe hy praat. En is ironies, want op die einde van die dag het Jesus sy lewe afgelê, dalk nie selfmoord nie, maar hy het sy lewe afgelê, en hy is verhoog op 'n kruis, en dis die manier hoe hy die duisternis oorwin het. En dan ook mense wat dink hulle saak met Jesus is reg, maar wat nog steeds hulle eie pad volg, wat nog steeds in hulle sonde lewe, en nie gedraai het om Jesus te vertrou, en sy pad te begin volg nie. Mense moet hoor, dat as jy nie draai nie, gaan jy eendag voor Jesus staan as regter, en hy gaan oordeel. Ja, hy het gekom, nie om te oordeel nie, maar om te red, maar is baie duidelik in die skrif, dat eendag jy voor hom gaan staan, en as jy nie van jou pad af na sy pad toe gedraai het nie, as jy hom nie vertrou het nie, dan gaan jy voor hom staan as regter. En mense moet dit hoor, daarom moet ons skyn, daarom moet ons getuig, en daarom moet ons wys na Jesus, want Jesus is die lig. En nog gaan 'n dag wees, waar daar geen meer duisternis, of dood, of siekte, of nag gaan wees nie. Daai dag kom, en ons kan nie wag vir daai dag nie. Maar tot daardie dag aanbreek, bly die uitnodiging oop vir ons almal. Soek jy verlossing van jou slawerny, nie aan Egipte nie, maar aan jou sonde. Soek jy die teenwoordigheid en leiding van God, soos wat Israel dit ervaar het in die woestyn. Wil jy skyn vir die glorie en heerlikheid van Jesus, dan kom na die lig toe. Kom vanoggend na die lig toe. Sy naam is Jesus. Amen. Vader, dankie vir u woord, Here. Dankie dat u die lig is. Dankie dat u in ons duisternis ingekom het, Here, ons harte verlig het, ons lewens verlig het. U die duisternis oorwin deur die werk op die kruis, Here, ons prys u daarvoor. Vader, ons kan nie skyn nie, ons kan probeer skyn, maar ons het geen hoop om te skyn op ons eie nie. Ons nodig die Gees om ons aan die brand te hou, ons nodig die Gees om ons te verlig. As enigiemand vanoggend hier sit en nie werklik gedraai het van hulle eie pad, gedraai het van die duisternis na u lig toe, Here, bid ek dat u Gees vanoggend die wonderwerk van die wedergeboorte sal bewerk, Vader. En Vader, vir mense wat hier sit, wat verlig is, Here, maar nie skyn nie. Here, verlig ons weer, verlig ons elke dag, verlig ons. Help ons om ons oë van onsself af te hou. En soos Johannes te sê, ons moet minder word en u moet meer word. Dis 'n wonderwerk wat net u kan doen. Ons is so afhanklik van u werk in ons, Here, dat ons lewe sal gaan om te skyn vir u. Dit is ons fokus, Here, ons wil hê dit moet ons fokus wees, maar so baie keer is dit nie. Asseblief, Vader, doen 'n wonderwerk in ons gemeenskap, doen 'n wonderwerk in hierdie gemeente, in ons eie harte. Mag ons skyn vir u,
in hierdie gemeenskap waar U ons geplaas het, in ons werk, by retreat, in die skole, waar ook al U ons geplaas het, Here. Ons prys U, Here, dat U die lig is. Ons kan nie wag vir wanneer U terugkom en daar geen meer nag gaan wees nie. Maar tot dan wil ons skyn vir U. Verlig ons, Here. Bid dit in Jesus naam. Amen.